Salig is die rein van hart. Geliefdes, ons vind ons vandag by Matteus 5 vers 8, waarin Christus die volgende sê. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Nou in die vorige saligspreuke, Matteus 5 vers 7, het Christus 'n baie moeilike opdrag aan die skare gebring. In Matteus 5 vers 7 gee Christus die opdrag, salig is die barmhartiges. Met ander woorde, ons het gehoor, ons word opgeroep om barmhartigheid aan ons naaste te gaan wys. Die skare daar by die bergpredikasie moet die oë na buite rig en die nood van hul medemens raak sien en deur aksies hul medemens help. Nou, Matteus 5 vers 7 se opdrag, wees barmhartig, is 'n baie moeilike opdrag vir die sondaar hart om uit te voer, want dit dryf teen ons selfsugtige, sondige begeertes. Maar hier in vers 8 vra Christus van ons iets nog moeiliker as in vers 7. Hier in vers 8 sê Christus, moenie rondom jou kyk na die nood van jou medemens nie. Moenie die nood en ellende van die mense daar buite aanskou nie. Nee, keer die oog na binne. Doen 'n bietjie selfondersoek. Speur die ellende van jou sondige hart na. Ondersoek die hartkamer en toets of jou hart rein is. Nou die persoon wat sy hart ondersoek en dit eerlik ondersoek, sal in angs opgewek word. Want hy sal nie 'n rein hart sien nie, maar strome, oseane van onreinheid. Hy wat die hart ondersoek, sal 'n vuil vrotheid sien wat elke kamer van die hart besoedel het. Hy wat rein van hart is, sal God sien, sê Christus. En dit behoort die angs in ons hart op te wek. Dit behoort die kommer by ons te vergroot. Want daar is niemand rein nie. Ja, ook nie my hart nie. En die implikasie daarvan is baie ernstig. Hy wat nie 'n rein hart het nie, die persoon wie se hart onrein is, sal daarom nie vir God sien nie. En daarom sê Christus in Markus 7 vanaf vers 18. En hy sê vir hulle, is julle ook sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan om nie onrein kan maak nie? Omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maag, en dit gaan in die heimlikheid uit en maak alle voedsel rein. En hy sê, wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein. Want van binne uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diewery, hebsug, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, boosheid. Al hierdie boosheid kom van binne uit en maak die mens onrein. Reinheid van hart. Hoe kan Christus dit van ons eis? Hoe kan hy dit van ons vra wetend? Daar is niks rein aan ons hart nie. Hy ken ons tog beter as enige iemand. En daarom dat hy in al die ander vorige saligspreuke die gelowige, die hoorder kom aanspreek, het hy die hart van die gelowige kom aanspreek. Die arm van gees, die wat treur, die wat sagmoedigheid nodig het, die wat honger en dors na geregtigheid, die wat barmhartigheid wys, aan hierdie persoon kom Christus en hy kom berei ons voor vir reinheid. Julle moet heilig wees, want ek is heilig, weergalm die woorde in die Ou Testament. In die Nuwe Testament kry hierdie woorde 'n ryk betekenis. Salig is die wat rein is. Dis iets wat oor ons gespreek word. Dis iets wat Christus deur sy genade aan ons gebied het. Christus het ons sondige, onrein hart deur sy bloed kom skoon was.
En deur die kragvolle werking van die Heilige Gees word ons sondaars harte van alle onreinheid gesuiwer, sodat ons in reinheid voor Christus kan wandel. Deur die Heilige Gees word ons van ons sondes beskuldig, sodat ons na Christus kan vlug. En hy wat sy sondes bely, word weer skoon gemaak. Salig is die wat deur die bloed van Christus gereinig word, salig is die wat hulle redding in Christus gaan soek. En laat ons daarom, soos die psalmdigter in Psalm 51 bid, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste van my 'n vaste gees. Kom ons bid. O Here, ons bid, skep vir my 'n rein hart. Gee vir my 'n nuwe binneste. Here, verander my onrein hart in 'n rein hart wat U kan soek en kan sien. En ons weet dit word gevind in Jesus Christus alleen. Daarvoor loof ons U en ons prys U tot in ewigheid. Amen.